Vir dekades lank het die liberales vir ons gepreek dat demokrasie die antwoord is, dat dit die einde van onreg en konflik sal beteken, dat dit vryheid en voorspoed vir almal sal beteken. Maar 31 jaar na demokratisering sit ons nou in 'n land wat bankrot gesteel is, waar korrupsie die norm is en waar minderhede soos die Afrikaner hoegenaamd geen beskerming geniet nie, maar eenvoudig blootgestel is aan die genadeloose meerderheidspolitiek in 'n land waar die meerderheid niks vir ons voel nie. Die waarheid is eenvoudig, demokrasie het Suid-Afrika nie gered nie, dit het Suid-Afrika vernietig. Wat hier ter lande in ons leeftyd uitspeel, is presies wat die ekonoom en filosoof Hans Herman Hoppe voorspel het, in sy boek Democracy, the God That Failed. In hierdie kontroversiële werk wys hy uit hoe demokrasie nie die pad na vryheid is nie, maar eerder die vinnigste roete tot verval en selfverryking vir 'n klein groepie. En as jy bloot kyk wat rondom jou aangaan, sal jy meteen sien hoe ons Afrikaner ervaring die perfekte voorbeeld is ter staving van sy politieke teorie. As jy nog nie Hans Herman Hoppe se boeke gelees het nie, het jy jouself baie skade gedoen. Maar ek verstaan dat baie van u wat kyk dit wel nog nie gelees het nie, en daarom sal ek vir u verduidelik wat is die ekonomiese filosofie van Hoppe en waarom is dit vir ons so belangrik om dit te verstaan. Hans Herman Hoppe is 'n Duits-Amerikaanse politieke en ekonomiese filosoof wat in 1949, kort na die Tweede Wêreldoorlog, in Duitsland gebore is. Hy woon wel sedert 1986 in die VSA en is een van die wêreld se bekendste verteenwoordigers van die Oostenrykse skool van ekonomie. 'n ekonomiese filosofiese skool wat die vrye mark en individuele keuses as die kern van ekonomiese groei en orde beklemtoon en handhaaf dat staatsinmenging altyd tot wanorde en armoede lei. In 2001 publiseer hy sy mees invloedryke werk, waarin hy krities na die opkoms van die demokrasie in die Weste kyk. Dit was veral 'n opspraakwekkende boek in die lig daarvan dat in die 1990s, juis met die opkoms van die liberale demokrasie in Suid-Afrika, die mees invloedryke filosowe soos Francis Fukuyama, juis die demokrasie as hierdie soort van 'n eindpunt en finale vervulling van die menslike geskiedenis voorgehou het. In Hoppe se boek egter daag hy hierdie narratief uit by wyse van 'n omvattende kritiek teen die liberaal-demokratiese orde. Hy begin deur demokrasie met sy voorganger monargie te vergelyk. 'n Koning in 'n monargie sien homself as die eienaar van sy land. Omdat hy dit aan sy seun, sy erfgenaam oordra, het hy 'n aansporing om hulpbronne deeglik te bewaar en die staat se rykdom op die lang termyn te beskerm. Aan die ander kant, politici in 'n demokrasie word deur ander motiverings gedryf. Hulle is net tydelike huurders van die land of die staatsmag. Hul aansporing is om soveel as moontlik te plunder in die kort 4 of 5 jaar wat hulle aan die mag is, of om ten minste hulself en hul kiesersbasis soveel as moontlik te bevoordeel. Dit beteken as 'n reël hoër belasting, meer skuld, vinnige verkwisting van staatsgelde en 'n totale gebrek aan 'n toekomsvisie. Vir Hoppe is die gevolg duidelik. Demokrasie lei tot morele verval in die samelewing, die vernietiging van tradisie en die ondermyning van eiendomsreg. As 'n alternatief stel hy kleiner, selfbeskikkende gemeenskappe voor waar vrywillige kontrakte en privaat eiendom eerder as 'n openbare staatsmag die basis van die samelewing se orde vorm. Kyk nou na Suid-Afrika sedert 1994. Hier gebruik die ANC presies hierdie demokratiese kortsigtigheid om alles wat ons voorouers deur eeue se harde werk opgebou het, te verkwis en te vernietig. Politici koop steen met toelaag, poste vir kaders en populistiese uitsprake. Die gevolg, die land se ekonomie en infrastruktuur lê aan flarde. Sedert die demokratiese oorgang in 1994 het Suid-Afrika se skuldlas met sowat 300 miljard gegroei tot meer as 5 triljoen in 2024.
meer as 74% van die bruto binnelandse produk, met rentebetalings alleen wat meer as 360 miljard rand per jaar insluk. Terselfdertyd het Eskom se skuld die 400 miljard rand merk oorskry. En die nasionale kragnetwerk het so verkrummel dat beurtkrag in 2023 vir niks minder as 330 van die jaar se 365 dae aangehou het. Korrupsie is nie 'n uitsondering nie, dit is die Afrika lewenswyse. Volgens Transparency International se korrupsie-indeks het Suid-Afrika in 1996 nog 'n telling van 56 punte uit 100 gehad. Vandag sit ons af in die middel 40s, onder lande soos Namibië en Botswana. Die Zondo-kommissie het selfs bevestig dat minstens 500 miljard rand in slegs 'n paar jaar gesteel is deur die sogenaamde staatskaping onder die ANC. En dit is natuurlik net die oppervlak van al die korrupsie wat in hierdie land aan die gang is. Verder was die amptelike werkloosheidssyfer in 1994, toe ons 'n liberale demokrasie geword het, sowat 20%. Vandag is dit meer as 35%, met jeugwerkloosheid wat rondom 60% sweef. Dit beteken meer as 8 miljoen mense in hierdie land sit sonder werk. Vir Afrikaners is hierdie demokrasie verwoestend. Hoppe wys verder in sy boek hoe demokrasie uiteindelik eiendomsreg vernietig. Dit is presies wat ons sien met onteiening sonder vergoeding en die konstante aanvalle op private grondbesit. Volgens regeringssyfers, sowat 20 miljoen hektaar grond sedert 1994 reeds uit wit besit verskuif en nou is die res ook in die ANC se vizier. Jou plaas, jou besigheid, jou huis, alles word 'n speelbal in die hande van marxistiese politici wat net die volgende verkiesing probeer oorleef. En wat van veiligheid en regsekerheid? Onder 'n demokrasie word die reëls voortdurend aangepas ten gunste van die meerderheid of wie ook al die mag in die hande het. Afrikaners, minder as 5% van die bevolking, het eenvoudig nie die getal om hulself in hierdie spel te beskerm nie. En sonder beskerming sien ons die gevolge. Duisende plaasmoorde sedert 1994, met boere wie se risiko om vermoor te word tot 4 keer hoër is as die gemiddelde Suid-Afrikaner. Suid-Afrika is die vervulling van Hoppe se profetiese hipotese. Demokrasie beteken nie stabiliteit nie, maar die vernietiging van stabiliteit via tradisionele kulture, eiendomsreg en regsekerheid. Voordat ons aangaan wil ek u graag uitnooi om op ons gratis WhatsApp groep te klim om daar opdaterings te kry oor die werk wat ons doen. Volg net die stappe op die banier reg onder my op die skerm. Die hoofstroom vertel ons dat meer demokrasie die antwoord is. Maar Hoppe draai dit om. Demokrasie is die snelweg na meer kettings en minder vryheid, omdat die regerder dan altyd regeer met die sogenaamde mandaat van die burgers en aan geen ander gesag verantwoordelik is nie. Demokrasie word in wese gebruik as 'n lisensie om te steel en te vernietig. Die ironie is dat die westerse wêreld nog steeds aanhou projek dat nog verkiesing sal lei tot meer gelykheid en regverdige bedelings, terwyl die werklikheid die teendeel bewys. Die lot van die Afrikaner in die sogenaamde demokratiese Suid-Afrika is immers reeds 'n praktiese vergestalting van Hoppe se demokratiese pad na ondergang. As Afrikaners het ons nie die mag van getalle nie, maar ons het die krag van selforganisasie. Ons kan kies om of te sink saam met hierdie korrupte demokratiese spul, of om onsself uit te haal uit die demokrasie uit, laer te trek en uit te bou wat reeds begin is. Parallelle instellings, eie skole en eie veiligheidsnetwerke, en selfs dorpe soos Kleinfontein en Orania. Ons nood vir innoverende idees soos die privaat-regtelike sosiale orde wat Hoppe voorstel, word by die dag groter. En ek sal elke kyker van hierdie video aanraai om self ook hierdie boek te lees, as jy nog nie het nie. Ons pad na oorlewing, ons pad van ware vryheid, lê verseker nie by die stembus nie. Ons volk sal toenemend moet begin kyk na alternatiewe politieke modelle met die oog op die toekomstige vestiging van ons volk se eie staat of eie state. Die nodige mobilisering van ons gemeenskapslewe begin egter vandag. Ons kan nie toelaat
dat die plundering wat deur die liberale demokrasie gefasiliteer word in hierdie land, eenvoudig voortgaan totdat daar niks meer van hierdie land oor is nie. Die tyd om op te staan teen die liberale orde is nou. Ons kan eenvoudig nie meer doekies omdraai nie. Die feit van die saak is dat die multikulturele, liberale demokratiese bestel Suid-Afrika nie bevry het nie. Dit het Suid-Afrika totaal en al vernietig. Maar dit dwing ook die Afrikaner om kreatief, veerkragtig en selfstandig te word. Alles natuurlik terwyl ons op ons knieë voor die Here staan. Ons oorleef nie in hierdie land omdat die stelsel ons beskerming gee nie, maar omdat ons krag van bo af kom. Dis eintlik maar net gebed en genade wat ons hier lewend hou. Dit het hoogtyd geword om die liberale leuns wat hierdie destruktiewe demokrasie of demokratiese bestel bewerk het, te ontbloot vir wat dit werklik is. En dit is presies wat ons hier by die Willem Petscher groep doen. Kyk byvoorbeeld ons onlangse video oor die geleenthede wat ons volk het gegeewe die ongekende internasionale paradigma skuwe tans. Jy kan dit kyk deur eenvoudig op hierdie skakel te klik wat tans op die skerm verskyn. En maak ons hande sterk deur 'n betalende lid van die Willem Petscher groep te word. Volg eenvoudig die instruksies op die banner onder aan die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.